Ek groet julle. Kom ons bid saam. Here ons God, ons Vader, Here Jesus, dankie. Dankie dat ons weer so om u woord kan by mekaar kom en kan luister wat die woord sê. Dit waaroor ons ook verlede week gepraat het, die wegraping, Here, wat toe nou nie plaasgevind het nie. En die wederkoms, u wat vir ons gesê het, Here Jesus, u kom weer, dan sal dit die einde van alles wees. En Here, ag, dankie dat ons lewe. Dankie dat ons elke dag weer 'n kans kry om reg te maak met u waar ons sonde gedoen het, om gereed te wees, self vir ons om gereed te wees enige oomblik, want ons kan enige oomblik sterf. Here, kan enige oomblik ons tyd wees om te gaan. Nou weet ons gaan na u toe, in u hemel. Here, praat dan nou met ons uit die woord. Ek wil ook bid vir elkeen wat luister na die boodskap, hulle families, gesinne, kinders, kleinkinders, dat u in al hulle behoeftes sal voorsien, hulle wonderlik sal seën met wat hulle elke oomblik nodig het. Daar's party van ons mense, Here, wat baie swaar kry. Wil u daardie siekte verlig, wil u uitkoms gee, wil u verligting bring, gevoelens wat swaar lê, depressie, neerslagtigheid, wil u vrede gee, blydskap, waar dit ons ontbreek, en ons baie keer so soek na vrede en vreugde, blydskap. Seën ons, Here, praat met ons, amen. Ek het verlede week deel 1 gedoen, wegraping, en julle kan maar weer gaan kyk as julle vergeet het. Ek het duidelik gesê, en dit is uit die woord van die Here, God self het vir ons dit gesê, en Jesus het dit duidelik eksplisiet vir ons geleer. Niemand weet wanneer die einde van die tye sal wees nie. Die mense wat voorspel, Dani Botha se voorspelling van 'n sekere datum wat nou nie gebeur het nie, niemand weet nie. Nou sal iemand vir my sê, dan, ja, ek lees dit ook, ek lees in die koerant en hoe mense mekaar nou aanvat en sê, want iemand het geskryf in die burger, in die reaksie op die briewekolom, gesê, niemand weet nie, net Jesus weet. En toe reageer mense en sê, nie eers Jesus weet nie, net die Vader weet nie. Hier lees ons dit dan nou in Matteus 22, ag, verskoning, Matteus, die wind het gewaai van Matteus 24 na Matteus 22. Soos die wind ons gedagtes ook, maar die mekaar waai oor dinge soos die wegraping en die wederkoms. Dan praat Jesus oor die einde van alles. Vers 36, Matteus 24 vers 36, niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie, ook nie die seun nie, dis nou Jesus self, net die Vader weet dit. Wat bedoel hy? Hy sê dan nie die seun weet nie. Onthou, hy praat hier as mens, hy was volmaak God. Filippense praat van die Griekse woord is kenosis, om leeg te maak, die ontlediging van Jesus, van sy godheid. Hy kom aarde toe as God mens, twee nature, God mens, goddelik, menslik. Hier is sy goddelike verberg. Partykeer het hy regtig, hier sê hy weet nie, want hier is dit voluit die mensdeel wat na vore kom. Maar dan onthou hy het opgestaan. En hy lewe, hy is volmaak. En dan weet hy wanneer die einde sal wees. So asseblief moenie daaroor stry nie. Jesus Christus is God. Hy weet wanneer die einde sal wees. En Jesus het ook vir ons duidelik geleer oor die wederkoms.
die tekste wat uit verband geruk word, wegraping, ek het dit verlede week genoem, daar gaan nie 'n wegraping wees nie. Maar onthou nou asseblief, dat is nie beklei daaroor nie, maak nie saak wat daar is nie, ons weet nie eers hoe die einde gaan wees, en so nie, ons weet nie wanneer nie, ons weet nie hoe dit gaan wees nie. Hy sê hy kom op die wolke, maar dit is ook weer 'n metafoor, 'n beeld, om te sê hy kom as koning in almag, omdat wolke so 'n belangrike rol gespeel het in die Bybel. Maar hy kom sigbaar, almal, elke oog sal hom sien. Nou wil ek so 'n bietjie verder gaan, nie bietjie nie, ek wil 'n hele klomp goed sê, ek wil nie baie lank, ure lank julle besig hou nie, maar hoe sê die Engelse, bear with me, asseblief, hierdie is belangrik. Sielkunde speel ook 'n rol, ek het laasweek gesê, ek wil daaroor praat, die sielkunde van godsdienst. Toe ek my doktersgraad gedoen het, ek het ook my graad in sielkunde gedoen, en een van die modules in sielkunde honneurs was die sielkunde van godsdienst, the psychology of religion. En baie keer dan raak godsdienst siek, ook sielkundig siek. Ek het 'n boek op my raak van Wayne Oates, baie oud, die boek, 'n briljante boek, When Religion Gets Sick. En ek vermoed dis wat meeste van die kere maar gebeur. Mense se godsdienst kry 'n siekte, kry 'n afwyking. En dan word daar so desperaat voorspel. Dan kom mense en sê, God het gesê, hierdie en hierdie datums, en hierdie is die tekens. Nou, ek wil praat oor die aanstigters en die volgelinge van hierdie sienings. Aanstigter klink nou na 'n harde woord, maar dit is eintlik wat dit is, want dit is regtig gekom neer op 'n stuk aanstigting, om mense regtig op te jaag en mense paniekerig te maak. En dit gaan nou oor daardie persone glo God het aan hulle 'n spesiale boodskap gegee. Spesiale boodskap van God. Hy gee dit net aan hulle of aan 'n paar mense. Ag, deur die eeue het ons daarvan gehoor. Jy's die uitverkore een wat die boodskap kry. Wees versigtig vir sulke dinge. Ja, God praat nie, hy praat deur die woord, maar hy praat ook deur sy Heilige Gees in jou. Hy kan in jou gedagtes spreek om vir jou advies en raad te gee. Jy kan van God iets skryf wat hy net vir jou sê, iets prakties. Maar asseblief, nie oor datums en tye van die einde nie, hoor. Dit gaan oor dat die wat so voorspel wil mag hê, of dat ek sê, geestelike gesag en beheer. Dit is wat ons is. Ons wil in beheer wees. En die Bybel sê duidelik, net God, net Jesus, net die Heilige Gees van God is in beheer. Ons probeer so met die wetenskap en tegnologie en wat ook al om beheer te hê. Ja, selfbeheersing is 'n wonderlike vrug van die Gees. Dis iets anders. Hierdie raaiery en voorspellings oor die eindtye gaan en dan word die wêreldgebeure interpreteer. Daar word gekyk na die Midde-Ooste, oorlog Oekraïne, oorlog oor die wêreld, dinge wat gebeur. Paulus skryf daaroor, Jesus waarsku oor die einde van die tye. Die tekens van die tye word gevat. Onthou, die tekens van die tye is baie dinge wat gebeur. Gaan 'n bietjie na Matteus 24, 25. Die profetiese rede van Jesus, die groot verdrukking. Dan het hy 'n klomp goed wat hy sê, die laaste oordeel. Hy noem baie tekens van die tye. Paulus praat ook in van sy briewe oor in die laaste dae, al hoe meer goddeloosheid. Dis tekens wat in elke tyd herhaal.
dit herhaal in elke tyd. Daar was al antichristusse. Daar sal moontlik weer 'n klomp wees. Ek dink ek het dit verlede week gesê. Dit is goed om te kyk na wêreldgebeure en te probeer interpreteer en te probeer vasstel waar werk God. Ook moeilik om dit presies vas te pen en uit te wys. Ons ken nie die waaroms nie. Ons sukkel daarmee. Ons sukkel met die gebeure in ons lewe en in die wêreld, né? Maar ons kan een ding weet. God gebruik wie en wat hy wil. God werk deur die wêreld gebeure. Hy veroorsaak dit nie alles nie. Die Satan veroorsaak dit. Mense veroorsaak dit. Politieke partye, nasies, volkere, konings. God hou die geskiedenis, jou en my lewe geskiedenis, hierdie wêreld in sy hand. En hy is in beheer. Die volgelinge het dan ook hierdie eienskap van om beheer te wil hê. Dis gewoonlik mense wat hulle self oopstel, blootstel, né? Wat behep raak, hoor die woord. Om regtig waar, my ouma het altyd gepraat van om dwalinge en goed, wat het sy gesê, dweep, om te dweep met iets. Oppas daarvoor. Om jou bloot te laat blootstel aan al hierdie eindtye. Die groot woord is apokalipties, die eindtye, hierdie geweldige gebeure en aardbewings en dinge wat gebeur in die natuur en in die geskiedenis van mense en nasies. Eindgebeure. En dit maak mense bang, angstig. Jy voel bedreig. En dis wat leiers doen, hulle laat jou bang word. Nou is daar ook gesê, en Dani Botha het ook gesê, en ek gaan nie strei nie, miskien het die Here hierdie hele storie die laaste tyd oor die wegraping gebruik om mense tot bekering te bring. Ek is net versigtig vir die vrees, vir die angs. Julle weet, vrees hou nie baie lank nie. En as jy dan agterkom, daar was toe nie 'n einde nie, dan gaan baie mense maar weer net aan met hulle lewe sonder God. En val hulle maar weer terug. Dit is die liefde van Jesus wat ons dring, sê Paulus. Ons moet gaan met Jesus se boodskap. Ja, daar sal 'n oordeel wees, maar dit moet nie eers gesê word nie. Daar moet gepraat word van wie Jesus het jou so lief. Hy wil nie jy moet verlore gaan nie. En daarom sy genade, hy gee jou 'n kans om te bekeer, om na God toe te kom. Ek wil dit noem 'n geestelike adrenalien. Dis soos daai adrenaline rush, iemand wat gaan bungee jump. Hierdie wegraping storie was vir my 'n geestelike bungee jump. En die tou het toe nou nie gebreek nie, of het die tou gebreek? Ek weet nou nie, ek dink hierdie somme nou hier uit waar ek sit. Ja, want niks het toe gebeur nie. Nee, ag, almal is toe weer veilig. Die tou het nie gebreek nie. Jy was vol angs en jy het gedink vandag is dit die einde. En toe was dit nie. En ons het aan die ander kant uitgekom. Miskien was 'n paar mense baie verlig. Oppas vir hierdie sensasie, nie? By die volgelinge van hierdie goed en by baie Christene, nee, is dit 'n ding van ek voel uitverkore en spesiaal. Luister, die fundament vir uitverkore en spesiaal is onder andere in Jesaja 43. God sê ek laat jou spesiaal voel. Luister, sê die Here wat jou geskep het, Jesaja 43. Jakob, skryf jou naam hier in. Wollie, sê jou naam daar hard, sê jou naam. Wat jou gevorm het, sê jou naam. Israel. Moenie bang wees nie. Daai vrees vir die oordeel, daai vrees in die nag, paniek, want dit gaan vandag die wederkoms wees, of die einde. Moenie bang wees nie. Moenie dat jou vrees die oorhand kry nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne, jy's gered. Jou naam is in die boek van die lewe geskryf. Deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis
gesterf het. En dan sê hy, terwyl jy hier leef, deur die water gaan, die vuur, dit wat jy wil verdrink, wil verskroei, verbrand, ek is by jou, jy sal oorleef, jy sal nie skroei nie, jy sal nie wegspoel nie, en as jy dan moet sterf, sal jy deur daardie vuur en strome ook gaan, van die dood en die einde. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Dis die fundament vir uitverkore, vir spesiaal voel. Nie aan 'n groep behoort, met allerlei sienings en dinge. Nou as dit nie gebeur nie, 'n eienskap van volgelinge, of dan die aanstigters van hierdie sienings, wegraping en so, as dit dan nou nie gebeur nie, dan sal allerlei verskonings, ander verklarings, mense wat hulle nie bekeer nie, nou het God dit uitgestel. Nee mense, wees baie versigtig met dit, moenie verskonings maak nie, dit tel vir my punte wat Dani gesê het, hy is jammer, hy vra verskoning, hy het die Here dan verkeerd verstaan, en ek het tog hier by hom in nederigheid opgetel dat hy erken sy fout. Ek gaan nou niks verder oor hom sê nie. Goed. By baie van hierdie mense wat so voorspel, is daar, ek praat nou versigtig, is daar ooreenkomste met sekere sielkundige afwykings, psigiatriese afwykings, wane, amper iets soos 'n paranoia, 'n vervolgingswaan. Party, dit het al in die geskiedenis gekom, dat mense sê, ek is Jesus wat gekom het. Ek het een keer in die hospitaal Tygerberg 'n vrou gehad wat vir my, ons het gesels, sy het al haar drups en alles uitgepluk. En ek praat met haar, ek werk daar in Tygerberg as hospitaalleraar. En sy sit my so en kyk, maar hoor jy die volgende oomblik skrik ek my beserk. En sy kyk my so en sy sê, but you know, in fact, Wally, I am Jesus. Ek het so geskrik dat ek nie eers 'n grap wil maak om te sê, oh my Lord and Savior. Nee, magtig. Ons moet mense ook nie spot nie, ons moet ook nie neerkyk of oordeel nie. Ons moet maar net bid vir mense, maar ek het al mense verwys wat wane het en wat oortuig is, dit is die wederkoms, dit is die einde, om 'n psigiater te gaan sien, om maar 'n paar toetse te doen. Daardeur sê ek nie, hulle het almal, en wie ook al nou voorspel het afwykings nie. Mense kan 'n fout maak, mense kan dinge as tekens sien, en dan staar sielkundig niks fout met dit. So wees versigtig. Maar as jy allerhande drome kry en jy het hierdie obsessie, jy weet wanneer die einde gaan wees, ek vra jou, gaan sien jou predikant, gaan sien jou dokter, gaan sien 'n sielkundige. Die groepdinamika dan van mense wat nou so beheer praat, né? Is dat hulle is baie sterk aan mekaar verbind. En soos ek gesê, daar's angs, en baie keer dwangbekerings, oppas vir dit. Ons het genoeg daarvan in die geskiedenis gehad, met die kruisvaarders, lank terug, en so. Wanneer jy verskil, wanneer sulke mense in die groep verskil, of twyfel, dan word daar van die ander lede gesê, dan sê hulle vir hierdie lede, julle is swak, julle is ongehoorsaam. En jy wil belangrik voel, dis daai gevoel van as en dit. En daai oordeel baie keer om neer te kyk, ek is beter as jy. Die Christene het dit nie gedoen nie, Jesus het dit nie vir ons geleer. En daar kan slegte gevolge wees, dat jy dan verwerp word, of ander verwerp, omdat hulle nie soos jy dink, dat jy hulle oordeel. Hierdie hele ding kan maak dat mense se langtermyn beplanning daarmee heen is. God wil hê ons moet beplan, hier en nou leef, maar nou gaan stel jy sekere goed af. Nou gaan verkoop jy alles, want dis die einde. Dit breek die samelewing op. Dit fragmenteer.
die samelewing en gemeenskappe en kerke, dit breek op. Ek wil net so 'n paar dinge sterk saamvat. Wees gereed. Wees gereed. Gereed is, ek het laasweek gesê, ek sê weer, om in Jesus Christus te glo. Om in Jesus Christus te glo, aan hom, ons verlosser en God, vas te hou. Absolute glo, hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy het opgestaan, hy lewe. En daar sal 'n wederkoms wees, hy sal kom, ons weet nie wanneer en waar en hoe nie. Of wanneer ek sterf, dan is dit my en jou. Kom ons noem dit dan wegraping van jou gees, jou siel, wat na God toe gaan. En wanneer Jesus dan weer kom, sê die Bybel, met die wederkoms, kry jy 'n verheerlikte liggaam. Want Jesus sit in die hemel, hy het opgevaar met sy aardse liggaam, maar volmaak. Geen sonde, geen siekte, geen probleme in daardie liggaam nie. Ja, jy geweet, hy sit in die hemel as God mens vergeet. So sal hy ons maak wanneer hy kom. Ons moet volwasse denke hê, dit wil ek vir julle sê, ontmasker dit wat verkeerd is. In Korintiërs 14 vers 20 sê Paulus, wees volwasse in julle denke. Dit beteken common sense. Common sense, ek het dit al gesê vir julle, ek dink verlede week, ja. En dan 1 Korintiërs 13, wat hy sê, ons kyk nou maar, ons kyk in 'n dowwe spieël, vers 12, 1 Korintiërs 13 vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, redeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n man is, 'n volwasse man of vrou, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Moenie sensasie soek nie, moenie paniek saai nie, moenie sensasie soek nie, moenie paniek saai nie. Asseblief, asseblief. Vul jou, laat die Gees jou vervul en dan met die vrede van Jesus. Johannes 14 sê Jesus, moenie bang wees nie, moenie twyfel nie, moenie ontsteld raak nie. Glo in God, glo ook in my. My vrede laat ek julle na. My vrede. Leef in vrede elke dag. Werk en leef. Wees gereed. Ek wil afsluit. Ons werk saam met God, met Jesus. Ons werk saam. Hier op aarde, ons bou saam. Maar ook wat die einde te tref. Daarom het hy ons geleer. En ons Vader. Bid, laat u koninkryk kom. Petrus sê, hy stel die wederkoms uit, sodat mense tot bekering kan kom. Wat beteken dit? Dat ek en jy sal sending werk, dat ons ons lewens gereed sal kry, in sy genade. Hy het miskien besluit, hy wou gister kom, en daar's net te veel van sy mense op aarde wat nie gereed is nie. Moenie worry daaroor nie, sorg dat jy gereed is, maar benut die geleentheid, om iemand anders na die Here toe te bring. Ek sluit af Openbaring 22 vers 16, 17 en vers 20. Jesus sê, ek is die helder môrester. Ek sal 'n nuwe dag laat aanbreek. Die Gees en die bruid, dis die kerk, dis 'n gebed sê, kom. Elkeen wat dit hoor moet sê, ek kry 100 mense, kom. Vers 20. Hy wat dit alles getuig, sê, ja, ek kom gou. Ja, ek kom gou sê. En dan die gebed. Bid dit saam. Bid dit. Amen. Sê dit. Amen. Kom, Here Jesus.